net hoor of die mic iets doen, maar stil vandag. Môre elkeen. Die buitelanders is ook terug. Lekker om weer die ou gesigte te sien. So hier, nou waar moeder toe? Okay. Sien, so ken ek hulle, ek vang hulle net so. Maar ons het bly almal begin dan weer so huis kry. En almal is weer op pad terug, so ons is die Here dankbaar vir elkeen. Al lyk dit soos hier Transvaal se familielande. Die lelies is maar so hartspek, liefbek, karretjie. Hier is ek gegaan. Ons lees nie vanmôre behalwe Pastoor Bart en sy vrou Annelie, hulle is daar van Olifantshoek. Ek is so bly, hulle is ook geslag in die kerk. Hulle is van die AGS daar in Olifantshoek. So ons verwelkom hulle ook. Daai tyd wat ek so gehyk het, toe was hy ek sukkel om eerlik daai woord uit te kry. Hy pype getrek. Ken jy van Boorgat? Pype trek. Wie in jou lewe wil dit 'n werk doen? Ek kan daai tyd nie geglo. Wie ek haar tot vandag toe Boorgat pype. Yes. Want jy sien, dis waar ek 'n kettingroker geloop raak. Oor weer. Want ek moet in die jeep sit en almal is daar by die Boorgat besig. So jy moet nou vorentoe agter die hele dag. En so sit 'n rookie. En 'n rookie. Wie het jy ook so iemand wat so in die kar sit die hele dag? Ek doen dit myself gedoen. Ek moet nog in die dryf as hulle nie seën word gevat. Yes. Nou dan, jy sit en rook jou later so half in 'n koma in, want dis al wat jy doen. Ek sit en maak jou plaas Jeep se hele dashboard later skoon en krap om met 'n stok skoon in. Wie, jy's klaar, want dis heeldag. Dis mos klaar die plaas, daai diep Boorgat. En dan vergeet jy baie keer man. Ja. En dan moet jy nou per ongeluk opkyk en ek loop kyk in my pa se. Ek het net vergeet om nou vorentoe of agter. Nou weet ek nie moet ek doen. Dis daai weer, ek haar by vertrek. So, maar ons is bly hulle is hier. Hulle het vir ons kom besoek. Ons is die Here dankbaar daarvoor. Ons bid ook vir die mense wat nog op die paaie is en op pad is. Pieter hulle is hulle op pad terug. Ons bid ook nog altyd vir Jan vir haar gesondheid en almal wat nie lekker, ons Leonie wat voorsing en ons het so 'n paar siekes wat nie so lekker, ons tree in en ons vertrou die Here dat die Here sal aanraak. Amen, dis die waarheid. Ons wil mos almal hê dat ons mense moet, maar die Here is goed en hy is getrou. Amen, ons sluit ons oop. Vader, ons is dankbaar, ons is regtig dankbaar dat ons volgende hier kan wees. En ons is dankbaar dat ons U naam kan groot maak en dat ons vir U kan loof en prys vanmôre, Here. En dankbaar dat ons kan weet, Here, dat U vir ons gedra het in die sterk aand, dat U ons deur hierdie nag gevat het. Elke oomblik. Here, dit is so 'n groot voorreg om elke oomblik te kan weet dat God se oë is op ons gerig. En dat die engele skare is rondom ons. Ons prys U daarvoor, Here, want die wêreld is nie daarvoor nie, my God. Die wêreld ken nie liefde nie. En hier is 'n God van liefde wat kyk na sy kinders. So ons dank U vanmôre, Here. Ons prys U vanmôre, Here, dat alles so goed gaan in ons lewe omdat ons God leef. En Here, ook ons diens vanmôre, ons wy dit aan U, ons lekker sing vanmôre, Here. Alles gee ons vanmôre in U hande oor, my God. En ons sing lekker, ons sing tot eer van die Here. Here, waar baie mense weer terug gaan op die paaie, ons tree in vir hulle, ons tree vanmôre ook in vir elkeen wat 'n behoefte en 'n begeerte hier binnekant het. Ons weet, U ken ons harte. Daar's niks wat ons vanmôre vir U kan wegsteek. En daarom eer en prys en loof ons U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen. Ek wil sommer net so vinnig voor ons vorentoe kom. Ons dienste is weer terug op die regte tye, weer 10 uur sonnaandoggende.
ons gaan nog nie hierdie week nie, maar volgende week, die 21ste, dan gaan ons 'n huwelik dingetjie aanbied, hoe ons die Here kan loof en prys in ons huwelik, lofprysing deur ons huwelik, verstaan jy, dis nie huwelik probleme nie, so moet jy nie deurgee as jy sukkel in die huwelik probleme, nee, dit gaan oor, hoe kan ons God prys deur ons huwelik? Kan jy glo? Wonderlik man. En mense kyk ons na ons op en ons bid vir Marie ook vir hierdie jaar. Ons het langklas huwelik gehou man. Ja. Mens kan nie so alleen gaan nie. Wie is nog alleen? Almal ons tree in. Kan nie Marlien? Ja, die jongste wil ons Magda. Amen. Mag hulle nie magtig. Dis 'n probleem. Ja, so kom ons staan en ons kom vorentoe en ons sing lekker saam. Donderdag is nog altyd bid hier. Agter staan en ons bid en Charles sê ons groepie raak al hoe kleiner en kleiner hier agter, ons nooi uit om Sondagoggende so 9:30 kan die babie nie. Ons is so 9:30 hier agter en dan bid ons lekker saam en vanoggend het daar iets kosbaars ook gebeur. So julle mis uit as julle nie saam bid nie. En my gebed is dat ons vanoggend die Gees van God sal, die teenwoordigheid van hom sal voel terwyl ons, en sal bewus wees van hom terwyl ons sing. Amen. O my siel is bly, en verlossing is nabij, en die hemelse lied sal ek dra. Wees getrou, maak en bid, hou jou klere rein, want die koms van die Here is nabij. Daar sal glorie wees in die hemel wees, en die heerlijke lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja. As my Jesus kom, halleluja. O my siel wees bly, jou verlossing is nabij, en die hemelse lied sal ek dra. Wees getrou, waak en bid, hou jou klere rein, want die koms van die Here is nabij. Daar sal glorie wees in die hemel wees, en die heerlijke lig van sy aangesig. As my Jesus kom, halleluja. As my Jesus kom, halleluja. Jesus hier, oor my
weer op U. Daar waar daar dinge gebeur het en dinge om ons rond is, Here, wat ons so vinnig ons oë van U afhaal, Here. Ek bid dat hierdie lied, terwyl ons hom sing, Here, die wat weer begin wegkyk het van U, Here. Die wat weer sal terugdraai, ons, Here, ons sal weer terugdraai na U en met ons oë gerig op U, die pad sal aandurf, Here. U het ons geroep, daar's werk om te doen. Here, mag ons oë altyd net op U gefokus bly. En daar waar ek afgedwaal het, Here, mag ek nou terugkom. Mag ons oë weer U oë ontmoet, terwyl ons hier sing, in Jesus naam bid ek. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ons gaan hom weer trek. Moenie oor. Volgende keer dat vir uit aan Christine dat sy saam met jou leer. En Christine moet dan ons die ding nou verleer, jy kan nie net so ding laat. Amen. Amen. Ons is bly dat die Here u ingelei het en ons is so opgewonde, ek is opgewonde, dat ek nou net soos maak ek weer ver van die mense af is. Het julle verlang om gegil te word? Amen. Ja, ek het vanmôre kosbaar, ons is maar hier in die begin van 'n nuwe jaar, nuwe uitdagings, nuwe dinge wat vir ons voorlê. En ek is altyd opgewonde man. Jo, wie hoe lekker is dit om die Here te dien. Dis 'n voorreg wat ons het. Jo, dis 'n voorreg om kind van God genoem te word.
Ja, dis 'n voorreg om elke dag te sterwe in jouself. Weet, dis ek die grootste voorreg as ek weet die mense is nie so lief as ek praat van vervolging en verdrukking, dat ons moet begin hierdie goed as deurmaak, dit gaan te goed, hopeloos te goed. Werklik, ek is baie ernstig as ek vanmôre sê, dat ons as kinders van die Here sal moet bietjie meer verdrukking kry. Want dis onder verdrukking wat jy goud word. Amen. Dis onder verdrukking mense wat ons naby aan God se teenwoordigheid kom. Daar's geen ander manier as wat ons onder bietjie pryse, dan soek ons weer. Wie is dit so goed gaan? Dis mense, dis bitterlik gevaarlik. As dit net goed gaan. Dis baie gevaarlik. Jy raak van God af weg. Jy raak baie ver van God af. Verstaan jy ons? So ek is opgewonde man, ek is opgewonde. Jo, hierdie Desember was my net te lank en daar was te veel gemors. Jo, ek kan nie so met goeie staan nie. Weet ek wil by die huis van die Here wees. Ek wil in die teenwoordigheid van die Here wees. Verstaan jy? Onthou julle wat ek in die begin van Desember gesê het, pas op vir Desember man. Pas op vir Desember. Verstaan jy so? En gaan 'n mens raak so bietjie so saam met die stroom en dan voor jy vir jou kom kry, dan voel jy man, joh, maar ek is nie meer op my plek. Dis daai bedrywigheid. Joh, man, so ek is die Here so dankbaar die jaar het begin en ek is opgewonde om weer sê ek weet mos wat voor lê nie man. Weet dis wat vir my die lekkerste. Ek weet nie wat voor lê nie. So ek is opgewonde. Hier's 'n skattejag aan die gang. In die geestelike. Ek is opgewonde om te sien wat gaan God doen. Ek is opgewonde om te sien wie die Here gaan na hom toe lei. Ek is opgewonde wie se lewens gaan verander. Verstaan jy, dis goed wat my opgewonde maak. Ek is opgewonde as ek sien iemand wat van nou smile jy weer man. Dis wat my opgewonde man. Hierdie wêreldse gemors maak my nie opgewonde. Nee wat? Nee, ek raak nie daarvoor. Nee, die dinge van die Here maak my opgewonde. En daarom wil ek vanoggend met ons lekker gesels. En ons is nou hier in 'n nuwe jaar en jy sien ons het ons nou klere gepak. Hier in die begin van Desember het ons klere gepak, koffer gepak. Ons gaan nou op vakansie. Dis my vriend hulle het ons nou daai olifant soek en hulle het ons nou gedink dit warm hier so hulle het nou wil hy by my 'n baadjie leen. Ek leen my baadjies. Hy het weer verkeerd gepak. Verstaan jy so? Ons het ons nou klere gepak en nou wil ek vanmôre 'n bietjie praat oor. Het jy nou al daaroor gedink? Sê nou maar jy moet nou hier oor see gaan. Of kom ons sê jy ry nou van jou huis af en jy het nou jou koffer gepak vir vakansie hier in Port Nolloth. En nou kom jy of jy het miskien gevlieg. Kom ons sê jy het gevlieg. Of jy het nou met die taxi gery of wat ook al. Nou jy weet nou mos nou wat jy nodig het. Nou op hierdie ouderdom pak jy heel eers jou jankpille en jou suikerpille en die bloeddrukpille. Man die ander vir die klere. Ek worry nie. Solank ek net kan beweeg. Verstaan jy so? My ma se wenningskeis was altyd groter as die klerepot. Want ons almal so goed is daar, die pille, die brille, alles is daar. En dit met mense kom op daai stadium wat jy maar so. Jy's gister voel ek so sleg. Waar oor die nie. Nou kom ek daar by die apteek en nou vergeet ek wat is die suikerpil se naam. Maar ek sien nie wat die nie hier agter, daar waar jy lakpreservat sien. Ek sê yes, nou weet ek nie wat is die ding se naam. En hier roep die nie sommer uit. Pastoor dit, dis glucofase. Ek sê yes, Here. Ons ken mekaar se pille nou alletjie. Ek is amper lag uit. Mense sweer die nie bly by my nie. Glucofase pastoor. Ek sê die nie dankie. Happy birthday. Happy new year sê die ou mense.
Halleluja. Man, maar so gebeur dit nou. Dit gebeur in ons lewens, Nou so gebeur dit met ons klerekoffers ook partykeer. Ons het nou klere gepak en dan kom jy nou hier en dan het jy nou miskien met die taxi of jy met 'n lift of jy, maar iewers het jou koffer nou verkeerd gepak. Hy het nou, jou koffer het nou daar nou se kar beland. Het jy nou daai gemors gesien? Jo. Jou koffer en daar nou se koffer lyk dieselfde en hier sit jy. Kyk as dit nog iemand anders se koffer is. En dis 'n manspersoon. Dan kan jy mos nou nog. Maar het jy nou vir my vanmôre met 'n paar hoë hakke gesien? Wel, dis al wat ek het, dis wat in die koffer is. Ek het nou 'n koffer hier per ongeluk en nou sal ek met die hoë hakke sal ek nou maar moet beweeg hier in Port Nolloth of Kalfoot. Of het jy nou gesien met daai blousies in die wat moet jy skinny jeans, nie met daai stywe goed in. Maar ek kan nie saak, dit lyk verskriklik. Ja, en 'n man lyk dit gruwelik. O, genade, ek het hier so 'n paar al gesien. Dis 'n skrikwekkende saak. Maar genade, ek het so 'n stuk water om te vat. Nou raak die bom sommer droog tot daande. Maar jy nou al gedink dat jy gaan nou op vakansie en jy tot jou skok kom jy agter, maar ek het my koffer verpas. Iemand anders sit met my koffer en ek sit nou met hierdie persoon se koffer. Nou as jy gelukkig is, kan daar mos daarom seker 'n hempie wees of 'n broekie wat pas of whatever ook al. Maar anders het jy 'n probleem. Nou wat gaan jy nou doen? Wat gaan jy nou aan hierdie saak? Gaan jy nou maar so aanploeter? Gaan jy nou probeer? Ek bedoel, ek kan mos dan nie in Charles hemp inkom. Hy dra laats. Nou verstaan jy, hoe lyk dit nou? Lyk ek soos hierdie sterk mannetjies met die knope? Nee. So wat gaan jy doen? Gaan jy nou probeer in daai persoon se klere inkom? Of gaan jy nou maar eerder sê, hoorie so, ek gaan nie hierdie saak hier los. Ek stoot dat ek by die lughawe of by die taxi. Hoorie, ek gaan alles in my vermoë doen. Of gaan jy nou met een stel klere nou maar loop vir die res van die vakansie, elke aand uitpak? Nee, man, jy gaan moeite doen. Verstaan jy? Jy gaan moeite doen om jou koffer te kry. Want jy het gepak vir dit wat jy gaan doen. Vir die vakansie. So jy het gepak, jy het gereed gemaak daarvoor. So jy gaan moeite doen. Jy gaan hardop en jy gaan spartel, man. Jy gaan die lughawe bel, jy gaan die taxi bel, hoor hierso. Kry daardie persoon, ons het die verkeerde koffers. Ja natuurlik, jy kan mos nie met daar nou se koffer nie, man. Dit maak ons net nie vir my sin nie. Sien jy waar om te beweeg het, mense? Ons kan nie met 'n ander ou se koffer oor die weg kom nie. Dis nie my klere nie. Dis nie my koffer nie. Dis nie my tas nie. Verstaan jy, maar ons probeer in hierdie samelewing met iemand anders se koffer oor die weg kom. Ons wil survive met iemand anders se koffer, met iemand anders se klere, met iemand anders se doen dinge, verstaan jy? Dit is mos nie wat God se plan vir my en vir jou is, om met iemand anders se liggaam. Man, ek is nie Verdie nie. En ek wil ook nie Verdie wees nie. Want jy sien, God het so kosbaar, hy het vir ons elkeen in hierdie lewe, en dis hoe ek praat, hier lê 'n jaar voor, wat hy soek nie 'n nabootser nie, naaper nie. Verstaan jy, daar's net een persoon wat sy naam Willem is. Hier, daar's nie nog een. Daar kan mense, ek het nou amper gedog, dis daai ou. Maar toe ek nou nader kom, toe sien ek nie, dis nie hy nie. Verstaan jy? So, daar's nie 'n manier dat dit God se hart is. Dat ons, maar jy sien, ons kom in die jare wat agter ons is, probeer leef ons uit iemand anders se koffer uit. Ons probeer survive uit iemand anders se probleme. Jy sien, want mense het, of ons ouers en of dit onderwysers is, of die samelewing, of dit die predikant of pastoor is, iemand anders het jou binne in 'n koffer ingedruk.
het jy ook maar geword wat pa gesê het jy moet word. Ons hele familie is dokters. So ek verwag van jou om 'n dokter te word. Maar jy is nie 'n dokter nie. So jy kom vir jare kom jy aan in 'n posisie wat God jou nie wil hê nie. Ja? Jy het nog nooit vir jouself ontdek nie. Jy het nog nooit besef wie jy werklik is nie. Nou kom jy met al hierdie bagasie van die verlede. Jou koffer is vol gemors gelei van verwerpings en mishandeling en jou omstandighede wat vir jou te groot is partykeer in. Ag, jou huwelik is 'n gemors. Wie verstaan jy mense? Dis ou bagasie. Dis dinge wat ons saamdra. Nou ek wil nie sit te uitbrei oor al jou goeders wat ons saamdra nie. Want ons is in 'n nuwe jaar man, met nuwe dinge man. Hey, nie met 'n nuwe God, dit is nog 'n ou God wat nog altyd daar is. Maar ons is besig om in iemand anders se lyf probeer ons survive man. Ons kan nie in iemand anders se liggaam survive nie. Daar's nie 'n manier. Dis nie God se hart nie, dis nie God se plan nie. Is dit nie kosbaar? Nou ek wil vanmôre vir ons 'n stukkie lees. Want die Here is daar nou in Psalm 139. Jo, wonderlik. Psalm 139 vers 15 en 16. Ek dink ons nou die ander ons daar by om Koenele gekuier het. Toe praat ons juis oor hierdie teks. Psalm 139 vers 15 en 16. Kyk wat sê hy. Jy man, weet die Here is daar maar wonderlik. God is so wonderlik. Jo, my grootste begeerte is dat ons hom in hierdie jaar sal ontdek vir wie hy is. Verstaan jy? Dis hoekom ek sê, Here, ek bid vir verdrukking. Ek bid vir vervolging. Ek bid dat ons krane van voorspoed 'n bietjie toegemaak word. Ek bid, Here, want jy sien, God haat 'n lou Christen. Hy haat 'n gevrekte, dooie Christen. God kan met jou niks maak nie, want jy sit nog in jou verlede. Jy sit nog met dinge wat jy lankal moes klaargemaak het, man. Maar ons kan ons nie 500 jaar die Here dien nie, man. En nog altyd dieselfde bly nie. Hoe kry ons hierdie goed reg, man? Mense, hoe kry ons dit reg? Niks in jou lewe het verander nie. So waar lê die fout? By God, nog nooit. Kyk wat so mooi sê hier in Psalm 139 vers 15 en 16. Hy sê hierso, kyk daar. Hy sê, my gebeente, dis ou Dawid. Hy sê my gebeente was vir u nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie. Kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Jo, mense. Jo. Kyk wat hoor u wat ek wil hê ons moet dood vandag. Asseblief, ons moenie hier in die kerk kom dood nie. Gaan hospitaal toe, daar is sulke lykshuise wat jy in 'n kas ingesteek word en jy gevries word. Hier moet lewe ons lewe van die Here man. Ons moet lewe in ons gebeente skryf. Maar wie hoekom sê, hoor, het jy 'n kunstenaar gesien? Het jy 'n kunstenaar asof jy jou loop vat? Man, hy begin kap nie net die man. Hy begin nie net sommer vorm. Hy vat, wat sê die woord van die Here? Hy sê, 'n kunstenaar vat hierdie stuk klip, hierdie stuk rots. Verstaan, dis ek en jy. 'n Kunstenaar vat hierdie rots en hy vat jou in die diepte, in sy ateljee in, daar waar stilte is. Dit staan hier. 15 sê, hy vat jou in die diepte in sy ateljee, daar waar rustig, daar waar kalm, want jy sien, sy gedagtes moet loop. Hier die kunstenaar, hier die beeldhouer, sy gedagtes moet loop verder. Want jy sien, hy wil iets spesiaal maak hier, man. Hy wil iemand spesiaal maak hierso. Hier is net sommer 'n stuk klip wat gemaak is, man. Jy's nie net in hierdie wêreld ingeboende. Okay, survive nou net die man. God het jou nie net in 'n koffer ingedruk en gesê, gaan hou vakansie, gaan maak wat jy wil. Nee, hierdie kunstenaar, Jesus Christus het hierdie stuk rots gevat. Verstaan, hy sê hierdie gebeente, hy het hierdie mens gevat. Hoor hier hoe spesiaal jy vir God is, man. Ek wil hê vanmôre jy moet besef hoe spesiaal jy vir God is. Jy is nie net 'n stuk klip,
ding wat net moet survive in hierdie samelewing nie. Nee, daarom wil ek nie hê jy moet gevrik wees vanmôre nie man. Ek wil hê jy moet vrede in jou hart. Ek wil hê jy moet vreugde in jou hart hê man. Ons moet blydskap in ons hart hê man. Dis die God wat ek ken. Ek ken nie 'n ander God nie. En as jy daai God, kom weg van daai God af, want dit is 'n dooie God. Dis die Satan self man. Nie mense. Lewe wat God lewe. Jesus man, hoekom het God jou siel gered? Sodat jy kan lewe man. Ons aanbid nie 'n blerrie Boeddha beeld nie man. Ons aanbid nie 'n gemors ding wat daar soos 'n klip staan nie. Nee, my God lewe man. Amen. Jesus, my God lewe. En ek is opgewonde as ek besef hierdie groot beeld Jesus Christus. Hy stoot my hier in sy ateljee in. En hy sê daar in die dieptes, hoor dan, vers 15, my gebeente was u verborgen, toe in die geheim gemaak is, kunstig geweeg in die dieptes van die aarde, beteken daarin, daar die drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees, kom by mekaar. Hoor mooi, dis wat die woord sê. Ons gaan nou sit oor verder. Ons gaan nou sit. Ons gaan nou beplan. Verstaan jy sien net niks nie. Ons gaan nou sit, die drie eenheid. Gaan sit en beplan, elke een van ons. Dis wat daar staan. Hy sê, in my ateljee gaan beplan ek. En God gaan sit. As ons bietjie verder lees daar in Exodus 26 ook. Mense, wat is die teksie? Exodus 35 vers 35 ook. Kom ek wil hom tog vir julle lees, want hy is nog net, ons het hom nog net half opgesit. Ja, mense, ek wil hier iets vir julle baie mooi deurgee. Kosbare goed. Hy het hulle vervul met kunsvaardigheid om allerhande werk te maak van 'n ambagsman en 'n kunstenaar en van 'n bewerker van veelkleurige goed. Wat lees ons hier mense? Wat lees ons? Die drie eenheid gaan sit en hy beplan en hulle beplan rondom jou wie jy moet wees. Wie jy sien, as ons God toelaat, dat hy ons taspak. Maar jy sien ander mense pak jou tas. Hoeveel keer, en dan praat ek nou van myself vanmôre, ek is nie 'n boer nie, en ek wil nie 'n boer wees nie. Ek hou nie van skape, bokke, beeste en goedes, en hoenders en gaanse en wat so goed. Ek hou nie daarvan nie. Dis nie wie God my gemaak het nie. So of my oupas en oupa grootjies en wie ook al boere gewees het, ek is nie 'n boer nie. Is dit nie wonderlik? Nee, dis kosbaar, want God het my ander moontlikhede gegee. Dis so goed, jy's in 'n skool. En die vrou in die skooldogter sê, my begeerte is om net 'n huisvrou te wees. En die juffrou of onderwyseres sê, nee, jy kan mos nie, dis onmoontlik met al die talente en die gawes wat jy het, is dit onmoontlik, jy moet 2 keer dink daaraan. Maar hierdie vrou besef nie, maar God het eintlik hierdie dogter 'n tuiste skepper miskien gemaak. 'n goeie moeder vir haar, verstaan jy? Ons kan ons, dit so goed soos ek wat hier voor staan, en ek wil almal net evangeliste en sendelinge en al hierdie goed, en jy stoot jou in die veld in en sê, survive. Jy, mense, God het ons kosbaar om mekaar gesit. God het ons met elke oomblik, het hy jou, soos die woord aan Exodus 35 sê, hy het ons draaitjie vir draaitjie, het hy jou geweeg. Hy het vir jou miskien 'n oog gegee vir goeie organisering. Nie almal is organisers.
Nie almal is georganiseerder. Nie almal is tuisskeppers. Nie almal kan mooi maak. Nie almal kan blomme rangskik. Nee. God het jou daai oog gegee. Wie maak 'n fotograaf? God het vir jou 'n oog gegee vir die natuur. God het vir jou 'n oog gegee om hoe moet 'n mens staan. Verstaan jy? Dis nie per toeval nie. Maar dit al by hulle jou op net R5. Dit gaan nie oor die geld nie, dit gaan oor die liefde van die saad. Hoeveel mense sit vandag? Mense, dis wat ek wil sê. Hoeveel mense sit vandag in 'n job wat hulle haat tot in die. Hulle is meer by die sielkundiges. Hulle is meer by die psigiaters. Want hulle stresslevels hardloop top skat. Verstaan jy? Want hulle is in 'n posisie waar hulle nie wil wees nie en hulle is in 'n posisie wat God hulle nie neergesit het. Want jy sien my verlede, ek lewe uit 'n ou koffer uit man. Ek lewe van ander mense se klere. Ek leef van mense wat vir my daarin gedwing het. Ek is in 'n ding besig wat ek nie wil wees nie. Ek is nie hierdie persoon nie, ek is nie 'n boer nie man. Ek is nie 'n onderwyser nie. Kyk vandag hoe lyk ons skole van mense wat net op werk soek maar. Hierdie klop werksoekers. Kyk hoe lyk ons hospitale. Mense krepeer van die ellende, want die verpleegster is te swak om hulle werk te doen, want hy's daar aangedruk. Ja, onderwysers, kyk hoe sleg is die klop goed vandag. Daai jare was dit onderwys vir jou nee, dit was jou roeping man. Ja. Kyk vandag in die werk van die Here man. Die klop goed sit vir 'n salaris hier, die predikante en pastore. Hulle wil by. Hy voel niks vir jou siel nie man. Hy voel bovenal vir jou siel. Verstaan jy hoekom die Here Jesus sê woestyn toe, sodat jy kan respek kry vir my mense. Mense, as God jou geroep het, gaan woestyn toe en kry respek vir God se mense. Verstaan jy, ewen jy en ek, verstaan jy dit, jy's nie net per toeval jy aan mekaar geweef. God het vir jou kosbare, hy het miskien vir jou 'n oor gegee vir goeie musiek. Begin leef dit uit. Ja, maar daar's miskien nie geld in nie. Daar's miskien nie in die mooi maak. Nee. Leef dit uit. Ons is hier om God te verheerlik. Ons is hier om God te verheerlik. Ja, dis 'n gawe. Jy's in die ateljee van die drie eenheid gesit in die ateljee en daarin het hierdie groot beeldhouwe het jy begin skuur en skaaf in jou. En hierdie knie moet so lyk, hierdie voorkop wil ek so. En het jy gedink daaraan dat die Here sê voordat jy gebore het ek al presies geweet wat soek ek in jou. Amen, mense. Moenie dat mense jou afbreek en verneder nie. Moenie dat mense jou soos 'n niks laat voel nie. As God vir jou gevorm het in sy ateljee man. Maar die drie eenheid, besef jy vanmôre die grootheid waarmee jy in hierdie aarde is. Yesie man, ek wil spring van vreugde. Ek wil sê dankie Here, my oë het oopgegaan, my ore het oopgegaan. Ek wil doen wat U wil hê ek moet doen. Nie wat my ouers sê nie, nie wat die onderwysers sê nie wat die mense dink en sê nie. Nee. Ek wil doen wat ek wil my gawe ontdek. Ek wil my gawe ontdek. Ek wil my liefde wil ek begin uitleef. Want ek wil U naam verheerlik deur dit wat ek doen. Jy kan net die beste gee in die lewe as jy doen wat God wil hê jy moet doen. Yesie. Het jy al 'n onderwyser gesien wat die Here dien? Joh man, elke kind is lief vir daai onderwyser. Het jy al hier in Spar geloop en dan sien jy daar's van daai vrouens wat werklik die Here dien, wie hoe lekker, hulle trek soos 'n pleister. Joh man, jy sien die smile. Maak nie saak waar jy ook al gaan en jy sien hier's iemand wat dit doen, dit wat hulle doen soos vir die Here. Is dit nie wonder? Hey, ons het mense in hierdie gemeente en gemeenskap nodig. Dis nie elke een wat 'n tuiste skep, jy moet die gevoel hê. Hierdie vinger, hey, God het dit spesiaal
so bietjie meer aandag gegee aan jou vingers. Soos wat jy bietjie meer aandag gegee het aan die organiseerder se oë, die fotograaf se oë, het jy bietjie meer aandag miskien gegee aan daardie een wat musiek, Jesus man, ek het jou sê ting ting ting, dis wat ek kan. Hey, verstaan jy, dis nie net enig, God het daardie ore bietjie spesiaal meer gevorm, maar jy sien wie wat het gebeur, God het my tas gepak. Dis die verskil, God pak my tas man, ek pak hom nie self nie, en ek laat hom ook nie pak deur ander mense nie, God pak my tas man, en dis wat die verskil maak, Jesus man, dis wat vir my, Jesus, ek sal nogal lyk het as die Here my bietjie meer verstand gegee, dat ek wiskunde ook bietjie meer deurgekom. Maar ek is ook dankbaar, want nou staan hy het my weer 'n lekker groot bek gegee. Ek kan lekker raas. Halleluja. En ek sal glo op skool dat ek ja, tot ek my gawe ontdek. Nou loop ek. Jy, mense, daar in die atelier is jou geboortedatum klaar bepaal. En jou sterfdatum. Alles is daar bepaal. Nie net jou geboorte en jou sterwe nie, maar ook jou swaar kry en die oorwinnings. Jy is klaar perfek uitgelê. Jy gaan, hy sê daar vir Petrus, ek gaan vir jou wys hoeveel jy vir my moet ly. Maar hy sê ook in dieselfde asem, Petrus, die boeke wat jy gaan skrywe, gaan duisende mense na my toe lei, dis die oorwinnings. Deur hierdie swaar kry, een van die vroeëre gepreek het gepraat, juis van die swaar kry. God soek hierdie ou veteraan mense. God maak veteraan mense. Hy dit vir jou gewys wanneer jy gaan gemotiveer. Verstaan, alles het die Here vir jou uitgelê mense. En alles is uit liefde uit. Omdat God ons lief het. Omdat God ons lief het. En hy wil nie hê dat ons soos 'n dobbertjie op die see moet loop ronddwaal nie. Nee, elke ou windjie wat waai. Hey mense, ek wil een groot geheim. Daar's een groot geheim. Net deur vas en bid. Net deur vas en bid kan ons besef wat God in my en jou belê het, man. Net deur vas en bid sal jy besef, Here, maar ek is mos spesiaal vir U, man. Yes. Here, ek besef vandag jy hoe spesiaal ek is. Ek wil nie verder wees, ek stel nie belang. Ek wil nie 'n kosplek hê nie, want ek gaan die kos opvreet. So moenie vir my 'n job gee wat ek skade gaan op ander gee. Verstaan jy vanmôre hoe kosbaar, Jesus mense, ek wil iets vir jou wakker maak. Jy is hier omdat die groot beeldhouer jou in hierdie wêreld geplaas het en hy het jou gestuur. Hy het jou gevorm. Al drie is besig gewees in jou lewe en hulle het iets kosbaar geweef in jou lewe. Verstaan jy, ons moet dit net ontdek, mense. Ons moet net besef, Here, my elke ou draadjie van jou temperament het God ingewerk in jou lewe. Elke draadjie. Dis wat Eksodus 35 vers 35 sê. Elke draadjie, man. Elke tekstuur van jou karakter het God ingewerk in jou lewe. Jou karakter is jou karakter. Iemand anders kan dit nie verander. Ek mag dit nie verander. Dis wie jy is. Hoekom as jy 'n opwindende mens gewees het, moet jy nou 'n hangbek loop praat? Jy moet nou ons Christene. Nee man. Nee, dis juis waar dinge moet anders doen. Ons moet juis, verstaan jy, hoe wonderlik elke tekstuur het God gewerk. Ja, dat jou persoonlikheid moet wees wie jy is. Ja, elke ou gare draadjie van jou persoonlikheid. Jo, mense, kan jy glo? Gaan sit met iemand wat 'n rok of wat ook al maak, wat klomp tierlintjies gooi. Dit vat tyd. Man, al is jy gebore deur verkrachting in hierdie wêreld gekom,
is jy klaar gevorm deur God. Al is jy deur verkrachting vanmôre hier, al is jy deur molestering vanmôre hier. Dis hoekom ons nie kan toelaat dat iemand 'n abortus mag gaan, want God is die een wat lewe gee. Dit maak nie saak hoe jy in hierdie lewe inkom. God het lewe gegee en God het 'n doel hoekom jy alles deur 'n verkragter in hierdie lewe kom. God het met jou 'n doel, want jy's daar in die hemel, in die hemelse poorte is jy mekaar gesit. Ja, ek gee nie om man, wie al hardloop jou pa nou nog rond, al is die dinge lankal dood. Al het hulle hom gehang omdat hy te sleg is. Jy is nie. Jy is nie. God het jou gevorm. Jy sê mense, wie werklik my begeerte vir hierdie jaar en jare vorentoe, ontdek God. Want as jy God ontdek, ontdek jy jouself. Ontdek jy die grootheid van die Heilige Gees in ons lewe. Ons ontdek wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen, mense. Hoor jy, dis nie God se hart, dat net 'n handjie vol die koninkryk moet. Nee, God se hart is dat elke siel gered moet word. Maar nie net gered nie, man. Ons lewe, ons probeer oorleef om net gered te word. Nee, stop. Stop dit. Ons moet nie net lewe om hemel toe te gaan nie, man. God het vir jou job. Hy het jou koffer gepak. Hy het vir jou al hierdie moontlikhede gegee. Jy persoonlik, jy, man, om top sukses te bereik. Maar nou ry ons met ons koffer en ons het nog so 'n bietjie bagasie van die ander ook. So ons loop nou met 'n skipen en maar ook met 'n mooi broek. Afhangende van wat die situasie is. Ons soos 'n verkleerman. Ons kan nie. Nee man. Jou God se drome is te groot. Ja. Jou na daai boek van berading. Ek is so bly sê vir ons nog boeke geontdek. Hey man, God soek mense wat kan ander help. Is dit nie kosbaar nie? Man, Jesus mense. Jalen met haar printwerk. Dis haar passie. Dis wat God, ek het nie dit nie. Ek het dit nie. Verstaan jy, ek het nie jou oog daarvoor nie. Maar dit is haar. En ek kan ook nie jaloers raak op haar nie. Nee man. Maar nou is jy jaloers op haar omdat jy nog jou nou ontdek het nie. Jene man. Selmal dat jy is besigheid met. Dis 'n gawe mense. Dis gawes wat God vir ons. Dis waar die breinstorie wat ek nou net van gepraat het. Ek speel nou bankrot en ek wil alles doen. Ek wil net weg. En jy kan nie so nie man. Wie gaan die water en ligte betaal? Nee, daai tyd is hulle almal stil. Is nie magtig. My bad se klop nou. Ja. Ag toe my pastoor, ek sou jou dan so waar lemoen bring. Nee man. Brood maak groot nie waar lemoen nie. Verlies. Maak net 'n grap. Prys die Here man. Hoor jy wat ek vandag gesê het? Ontdek jou gawe. Ontdek daardie wat die Here in jou in. 'n oog vir die mooiheid. 'n oor om te hoor vir musiek. Verstand vir dit. Jy's geweef binne in die ateljee van God. Nie deur ander kunstenaars, maar deur Jesus Christus self. Want hy weet wat my plan het, sy plan. Hy weet, man. Pieter wat goedjies maak. Hey mense, ons dink, wat sê ons? Nee, dis nie stupid nie. Dis wat God maak. God het sit jou klomp speel vir daar neer, en as iemand daar kom, ek kan jy vergeet. Ek weet net nie hoe werk windpompe. Dankie. Jy kan vir ons kom afsluit. Amen. Is eintlik hoekom my poort gekom het, hy gesê wil ek iets sê. Maar ek sal maar so my beurt kry as ek daar
En die olifant so kom. Markie is 'n pastoor daarso. Hy is nie nou meer windpomp man nie. Ek dink hy het afgeval seer gekry en los en nou is hy die kas gaan die beroep. Prys die Here. En dan kan jy sommer vir ons afsluit en dan kom ons voorsangers nog lekker saam sing so laaste liedjie en dan gaan drink ons Rico. Ek wil net ietsie met julle deel rondom die woord wat Willem gedeel het. Matteus 11 vers 28 sê: almal wat vermoeid en belas is, kom na my toe, sê die Here. Bring dit vir my en ek sal jou rus gee. En dis hierdie bagasie wat 'n mens ronddra wat ander mense op jou laai, want jy is nie goed genoeg nie, jy is te sleg om te lewe. Jy was nog nooit goed genoeg nie. Jy het minderwaardigheid en die Here sê vanmôre net bring alles na my toe. Bring elke ding na my toe. Baie mense voel nie waardig om by die Here uit te kom nie, want Here, ek moet eers ontslae raak van die sonde, dan kan ek hier toe kom. Nee, dis net andersom. Die Here sê kom na my toe en bring dit vir my en ek sal jou rus gee. Ons moet na die Here toe gaan met al ons foute en probleme en dinge wat ons hartseer maak. As mense jou sleg gesê het, dan gaan jy na die Here toe met dit. Dis hoe die Here vanmôre sê, hy wat vermoeid en belas is, kom na my toe. Bring rus. God sal rus bring vir julle. In hierdie jaar wat voor lê, bid ek God se vrede oor elkeen van julle af. En mag sy vrede julle dra. En Willem, baie dankie. Ek is die Here bly dat hy vir jou uitkoms gegee het. Ek het Willem weer. As dit nou reg is, dan moet dit seker die beste paar van 20 jaar wees. Dat dit nou Willem ontmoet het. So. Amen. Amen. Met die duim. Daar tot daar. Jy praat van hulle glo nie. Daar tot daar. Ek kom af by jou plek verby. En die man het weer dors. Die dors het dit al oorgeval. Ek kom stop 'n man by my bied hom bier. Hy sê vir hy man, jy kan nie die bier vat, ek soek water. Die man sê, ek kan nie jullie help, jy doe haar trek uit man. Kan ook nie sonder water. En net nadat bring God 'n uitkoms vir hom. En God bless hom. En die Here tel hom op. Net omdat hy vasgestaan het. Ja. Met vir wat God hom geroep het voor. En dis die verdrukking wat gekom het. En in elkeen van ons se lewe kom maar baie keer verdrukking en dan gee ek maar net in, want ek dink hierdie is die ene. Nee. Wat sê God vir jou? God sê vir jou wag net so bietjie. Daar's vir jou beter in store. Moenie hierdie ene vat jy, daar's vir jou beter in store. En dit sal ons ontvang as ons na die Here toe kom met al ons laste en probleme. Kinders, bid vir jou kinders wat vir jou nagmerries gee, slapelose nagte. Ek wil vandag vir julle sê, hier staan 'n voorbeeld. My ma het in die nagte deurgebid. Dan sien jy koek en kloof waar hierdie man rondkom, maar daar's nie telefoon nie. Jy kan nie bel en hoor waar is hy nie. En ma se gebed het die Here gedra. Amen. So kom ons staan vas in die Here. En kom ons gaan met die evangelie. Ons is nie hier om stoele warm te sit nie. Ons is hier om die evangelie uit te dra. Want ons moet by mense se harte uitkom. Want dit is een en elkeen van ons, net volgende Sondag iemand saambring in die kerk te klim. Dan moet ons groter gaan. Want ons mis die evangelie. Ons dink nie, ons moet net hier kom sit en die pastoor sal ons bedien en dan gaan ons maandag net weer aan. Nee, ons is hier om God se evangelie uit te dra. Hy sê, en daarmee wil ek afsluit, hy sê, ek het jou tot my eer en verheerliking gemaak, nie tot jou eie nie. Ons moet uitgaan en God gaan verheerlik. Sy eer gaan uitdra, sy liefde gaan uitdra by mense. En dit sal die een trek om te sê, jong, waarom bid jy? Neem my daarso, dan ek 'n Sondag daar. As een en elke van ons net iemand saambring Sondag, dan moet ons ander kerk soek. Dan is dit klein. Ek wil eens almal moet staan, want ons het ons hande so, die lede hier voor is. Die plaas is aanvanklik, ek kan hom nie bereik. As jy so staan, alles val af. As jy so staan, dan kan jy ontvang wat God vanmôre vir jou wil gee. Vir elkeen van ons, kom ons maak net ons hande so, maak hom so 'n bakvorm. Maak jou hande 'n bakvorm. En ontvang net vanmôre wat die Here vir jou wil gee. Vader, baie dankie Here, vir elkeen hier vanmôre, Vader. Here, ek bid U seën af met God.
Ek bid Vader, dat U elkeen sal oorvloed gee vanmôre, Here. Soos hulle bakkant staan vanmôre, Vader, dat dit sal oorloop, Here. Oorloop, Vader. Dankie, Heilige Gees, net vir die vertroosting en die leiding in die volle waarheid vanmôre. Vader, vul elkeen vanmôre met die goedheid en die guns, Here, dat daar 'n warmte in elkeen se hart sal opstaan, Vader, tot eer en verheerliking van die naam. Vader, ek wil ook die leier opdra vanmôre vir Willem, Here, en ek wil vra, Vader, dat U hom sal dra, Here, dat U hom sal toevou, Vader, dat U hom sal wegsteek vir die vyand se werke, Vader. Here, ek bid dat die gemeente hom sal dra, Vader, dat hulle sy hande sal hoog hou, Here. Want die sê in die woord, Vader, dis die gemeente se gebed wat die leier spaar dra. Dankie, Abba Vader, al die seën, Vader, oor hierdie mense, oor hierdie dorp, Vader, oor hierdie kerk, Here, in Jesus se naam. Amen en amen. Amen. En dan groet julle, shalom, shalom. Amen. 'n dubbele vrede vir elkeen van julle. Amen. Amen. Kom ons sluit gou af met ons laaste liedjie en dan kan ons lekker koffie gaan drink. Mag ons nooit vergeet dat U ons begin en U ons einde is. Here, dankie dat U oë altyd op ons gerig is. En daarom eer ons U vanmôre in Jesus naam. Amen. Amen.